wees vanmorgen? Lekker om in die huis van die Here te wees vanmorgen. Amen. Julle kan my sit lekker inneem. Dankie. Welkom aan elkeen hier vanmorgen. Ons is bly om in die huis van die Here te wees. Sê vir die een langs jou, jy kan op geen beter plek vanmorgen wees as in die huis van die Here. Welkom aan almal en ek wil ook 'n spesiale welkom sê aan oom Karel. Oom Karel, jy was baie jou plekkie was baie leeg daarvoor en ons is so dankbaar vir die Here. Dankie vir elkeen vir die gemeente wat hande gevat het en ook vir jou gebid het. Prys die Here, ons rejoice vanmôre dat jy weer hier is. Amen, ons is dankbaar vir die Here. So, ons het vanoggend se dienste so 'n bietjie anderste. Ons is opgewonde oor wat die Here vir ons wil bring vanmôre, wat hy in die spreker se hart geplaas het. My man Koos gaan vanmôre vir ons die diens lei. Ons is dankbaar daaroor. Vanaand het ons worship aand. Julle kom dat ons die Here se naam prys en hom groot maak vir wie en wat hy is en vir wat hy doen in elkeen van ons se lewe. Volgende Sondag gaan pastoor Jaggie vir ons die diens lei. Ons is ook dankbaar vir hom. Dankie pastoor Jaggie dat jy ook vir ons volgende Sondag die diens gaan lei. Dit is ons juis pastoor waarderingsmaand. So kom ons gee 'n handeklap ook vir hulle, vir elke pastoor. Ons is weer. So die dienste is as volg. Oom Karel gaan net vir ons meer praat oor die pastoor waarderingsdiens. Die 29ste November julle het ons gemeente piknik by Palm Villas van 10:00 af. Enige iemand is welkom julle, dit is net R70. En wees vry om R70 vir iemand te betaal as jy kan, om hulle te seën daarmee. Jy kan enige iemand saamnooi, asseblief julle moet julle name opgee. By Melinda, sy was juis agter daar gewees, sy het daar gesit na diens, kan julle weer na haar toe kom en julle name net by haar opgee. Ons sien uit daarna om julle almal daar te sien. Dit gaan net 'n lekker piknikdag wees, né? Kom ons gaan almal saam doen dit. So dit is die 29ste November, ons het daar nog tyd vir dit. Dan die 30ste November is die dankofferdiens hier by ons gemeente. Die dankoffer aan die Here, want ons is dankbaar vir die Here, is ons nie? Ons is dankbaar vir wat hy vir ons gee. Ons is dankbaar vir alles wat ons het, want was dit nie vir hom nie, het ons niks gehad. Amen. So, geloof, hoop en liefde, waarvan ons weet liefde is die grootste. Maar uit die liefde kom die hoop en ook die geloof. En ons lees in Hebreërs, lees ons dat deur die geloof het Noag 'n ark gebou. Ons weet van Abraham wat in 'n vreemde plek moes gekry het, waar die Here vir hom gesê het om te gaan. Hy was gehoorsaam. Moses het die volk deur die Rooi See gelei. Ons lees van die mure van Jerigo wat geval het. Daniël wat in 'n leeukuil was. Dawid wat voor Goliat gestaan het. Nou al hierdie mense glo ek het een ding in gemeen gehad. Hulle het geloof gehad, ja. Maar hulle hoop was in Jesus Christus. En niks en niemand anders nie. Hulle hoop was nie in die mens, niemand anders sou dit nooit gedoen het nie. Hulle is gefokus, gerig gewees op die een. En daar is net een naam. Sy naam is Jesus Christus, ons Heer. My vraag is net vanmôre, waarin is my en jou hoop? Waarin, wanneer dit lyk of ons nie meer weet wat kan toe nie, wanneer ons in groot tsunami storms is, waar is ons hoop? Kom ons sê ons. Aba Vader, wat 'n voorreg om vanmôre weer hier te staan. Here, net U te loof en prys vir wie U is, want daar is niemand soos U. Here, dat elkeen vanmôre wat het ingekom het met iets, Here, U ken elke liewe een se hart, Here, dat hulle hoop weer in U sal plaas, hulle fokus weer terug sal plaas op U vanmôre. En dit waarmee hulle ingekom het sal neersit, Here. Dit sal werk na U toe, want U woord sê, dit is wat ons moet doen met elke bekommernis, met elke ding wat voor ons staan, Here. Kom ons in die naam van Jesus vanmôre. Here, baie dankie vir hulle wat U ingebring het, hulle wat gesond is, wat genees het, wat U aangeraak het, Here, op U manier, Here. Want daar is niemand wat dit kan doen soos U nie, my God. En dankie vir die wil in ons lewe wat altyd sal geskied, my Here.
Here, dankie vir die woord vanmôre wat uitgaan, Here. Here, dat U die harte voorberei, sodat daar saad op vrugbare grond sal gaan val, en dat U dit sal dit opbring. Here, dankie vir die worship vanmôre, dankie ook vir die dansers wat gaan bedien vanmôre, en dat U Heilige Gees deur elke item vanmôre sal vloei. Here, ons loof U, ons prys U, ons dra vanmôre op, net aan U, my God. Hoe groot is U? U is ons sterkte, U is ons rots, U is ons bergvesting. U is die rots waarop ons staan. U is die een waarop ons hoop is vanmôre. Amen. Glory to God. Dan wil ek gou vir oom Karel vorentoe nooi. Hy wil net graag iets met julle deel. En dan is daar 'n verrassing vir ons vanmôre. So julle kan ook julle offerhandes uithaal. Ons gaan dit net opneem met die liedjies. Ek kan sommer hier onder staan. Ek praat eers nou liedjies te veel vir my. Geliefdes, ek sê vir julle elkeen van julle dankie. En ek weet is elkeen van julle se gebede wat ons leerdra. Daar's krag in gebed. Ons moet al nie vergeet om altyd vir mekaar te bid nie. Maar die groot rede hoekom ek vanmôre hierdie geleentheid het, jy weet, volle evangelie kerk oor Suid-Afrika het geroep 'n pastoors waarderingsmaand wat Oktober is, waarvan die kersende vandag die 26ste is, wat pastoors waarderingsdag is. Nou ongelukkig of gelukkig vir ons pastoor is hy op verlof. En ons kan ook nie vier feesvier vernamens op hierdie dag nie. Maar net erkenne, ons het dit uitgestel, ons het nie afgestel nie. Want ons waardeer ons pastoor. Na die 9de November, dus vandag oor 2 weke, die Sondag, gaan ons nou 'n spesiale waarderingsdag vir ons pastoor hê. Maar dit gaan nie net oor ons pastoor as gemeente nie. Dit gaan oor elke diensknegt wat die Here geplaas het reg oor Suid-Afrika, reg oor die wêreld. As sy diensknegte, as 'n herder, as 'n pastoor, 'n een wat interses vir gemeente. Vir ons wil net maak en bid vir al die pastore oor hierdie wêreld. Here, ons dankie Here dat U byvoeg. Want U weet wat die kuddes van hierdie wêreld nodig het. U ken elke gemeente en U bring U diensknegte, Here Vader, om ons op te lig, om ons te versterk in die volheid en in die waarheid van die woord, Here Vader. En waar daar enige ontbreking is, Here Vader, bid ek dat U sal byvoeg, dat U hierdie pastore, hierdie diensknegte sal seën met krag en sterkte, integriteit en goddelike insig en wysheid. Here Vader, lei hulle, seën hulle, Vader, ver bo hulle kragte, dat hulle sal staande bly, wat hulle in diens doen, sal wees tot verheerliking van U naam en uitbreiding van U koninkryk. Ons dank U, liewe Heer. Amen.
te wees vanmôre. Amen. Goeiemôre geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om in die Here se huis te wees en wat 'n pragtige lied om mee te begin. It's my life is in you, Lord, my hope, my strength is in you, in Him alone. Amen. Ons gaan die eerste liedjie gaan ons die offerandes opneem, maar ek wil graag met julle deel vanmôre wat op my hart gelê het, is om die Here te jubel en te juig. Gedink nadat ek die klere van die Vla Donderdag gesien het, ek ben so opgewek. Net om te sê, Here, my hoop is in U. En Here, ek het U lief. En is so kleurvol en God bring vir ons soveel kleure in ons lewe. Van dit wat ons deurgaan en dit wat hy vir ons gee. En hy is so lief vir ieder en elkeen van ons. So, ek wil graag lees, Psalm 95, vers 1 tot 6 is, kom laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange hom toejuig. Want die Here is 'n groot God, ja, groot koning bo al die gode. In wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne, aan wie die see behoort wat hy self gemaak het, en die droë land wat hy sy hande geformeer het. Kom laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. So kom ons staan op en dan verheerlik ons die Here, and let's give him all the glory, honor and praise this morning. Hallelujah.
sien nie uit vir die dag van ons almal aan die koningskinders saam gaan sing, jubel en juig tot eer van die Here. Kom ons gee die Here 'n verlof op. Halleluja. Dit is 'n wonderlike vooruitsprong hier. En kom ons sing lekker saam. Ek sien kans vir môre. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans vir môre. Omdat hy
sing goed U is. Dankie Here dat ons bewys het, hier op aarde, hier onder ons as mens, hoe goed U vir ons is, Here. Dankie my Here, dat U ons gebede verhoor. En dat U Here wat ons vir U vra, wat ons hoop in U, vir ons gee op U tyd. En soms Here gee U nie net vir ons wat ons vra nie, maar U gee meer as dit, Here, ons bekers loop oor. Here, U is so goed vir ons. Here, ek bid vanmôre dat U by elke sitplek sal stop, Here. Here, dat U sal werk deur die Heilige Gees in elkeen se hart ongeag wie dit is, Here. Here, dat ons sal antwoord, Here, op U roepstem vanmôre. Wanneer U praat in ons hart, Here, wanneer ons daai stem hoor van Jesus, dat ons sal gehoor gee. Here, ons kan net ons hoop in U plaas. U is die wêreld se enigste hoop, Here. Dankie my God. Dankie dat ons U ons hoop kan maak. Here, ons kom vanmôre. Ons is bemoeid en belas. Maar U woord gee ons daardie troos dat U woord sê ons kan kom na U toe. Hulle wat bemoeid en belas is. En U sal ons rus gee. Here, ek bid vir vrede in hierdie huis vanoggend. En dankie my God dat ons weet dat U liefde ons nooit sal verlaat. In die naam van Jesus. Halleluja, amen. Dankie Here, ons gaan nou sit. Goeiemôre elkeen wat ek nou weer gegroet het. Baie welkom, ons het so baie om voor dankbaar te wees. Ek wil vanmôre begin en ek wil graag vra, hierdie is die woord van U. Glo ons vanmôre dat hierdie woord waar is. Ek glo vanmôre dat hierdie woord is waar. Alles wat geskryf is in hierdie woord, die profetiese woord wat gebeur het, alles wat geskryf is, het al reeds gebeur. Dit is besig om te gebeur en dit gaan nog gebeur. Ek wil vanmôre vir jou sê dat ek het 'n woord gekry met die Here lankal en ek het dit so bymekaar gemaak en dit het uitgekom dat dit hier moet wees wat ek moet bedien. Hierdie woord se naam, se titel is Jesus die wêreld se enigste hoop. Wanneer ek praat van die wêreld, dan praat ek van die mens. Dan praat ek van die mens in die wêreld. Elkeen. Hulle wat alreeds geleef het, hulle wat leef nou en hulle wat nog gebore gaan wees totdat die dag van die Here kom, wanneer hy op die wolke kom om sy bruid te kom haal. Ek wil vanmôre, ek loop maar baie rond hier op die verhoog, so ek wil vanmôre begin om vir jou te sê, ek wil gaan na die tuin van Eden toe, daar waar die Here die mens gemaak het vir Adam. Die eerste mens wat hy gemaak het, Adam. En die Here sê vir hom, ek plaas jou in hierdie tuin. Ek wil hê jy moet hierdie tuin oppas, ek wil hê jy moet hom bewerk. Maar die Here gee ook vir hom 'n opdrag, 'n duidelike opdrag. Wat se taal hulle ook al gepraat het, weet ek nie. Maar die Here gee vir Adam 'n opdrag en ek wil dit vir jou lees in die woord van God. Genesis 2 vers 16 en 17 en ek lees vir jou dat ek net vir my broer. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar, daar is daardie voorwaarde, van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want, die woord want beteken, daar gaan iets gebeur, daar is 'n voorwaarde wat ek vir jou sê, jy kan nie van hom eet nie, want as jy dit doen, gaan daar iets gebeur. Die woord van die Here sê,
want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die woord van God is baie duidelik. Hy gee vir jou 'n opdrag. En ek wil hê jy moet daardie opdrag hou. Jy mag nie eet van die boom van goed en kwaad nie, want daar is 'n rede, jy sal sterwe. En wat gebeur? Dit gebeur sodat die mens het besluit om die Here se opdrag te ignoreer. Yes, amen. Hy het besluit, die mens het besluit, ek wil nie doen wat God vir my sê nie. Hy tree in en hy raak in rebellie met God en hy luister na die vyand, hy luister na die duiwel. Hy luister na die leuen. Hy glo die leuen en hy glo nie die waarheid nie. Dis wat die mens gedoen het. Hier kom die Here en hy hou sy belofte. En hy sê as gevolg van jou sonde, Halleluja. gaan alles op die einde vernietig word. Yes, amen. Die son en die maan en die sterre gaan daar nie meer wees nie. Die aarde gaan verwoes en verbrand word. Daar gaan nie niks wees nie. As gevolg van daardie ongehoorsaamheid. Bietjie verder in die woord van God lees ons dat die Here sê dat die bloed van stiere en die bloed van bokkies en lammetjies en skapietjies wat so awesome is, gaan nie meer tel nie, ek is moeg vir dit. Ek wil liewer hê jy moet gehoorsaam wees. Yes, amen. Miskien sal jy vra, wat het hierdie woord? Wat het hierdie woord nou te doen met hoop? Ek wil vir jou sê, ons gaan later sien, dat alhoewel God sy belofte nagekom het, en dat die mens nie vir ewig sal lewe nie, dat die mens gaan sterwe en daarna die oordeel. En dit wat kan gebeur. Die Here het nog steeds ons so lief soos in Johannes 3 vers 16. Want dit is sy wil dat ons nie moet vergaan nie. Yes. Maar dat ons ewige lewe kan beerwe. En dit moet ons hoop wees. Ons gaan later sien en ek wil dit vir jou gee. Die wêreld. Die mense wat nie in die Here glo nie, die mense wat die Here wegdruk, die mense wat sê nie nou nie. Die mense wat uitstel, die mense wat sê ek stel nie belang nou nie, ek leef my lewe nou, ek geniet my lewe nou. Die Here sê daar gaan 'n dag kom. Daar gaan 'n dag kom. Dat jy sal weet dat jy hoop op my moes wees. Ek wil vir my jou 'n gedeeltjie gee. As gevolg van die sonde en die liefde van die Here, ons God en Vader wat ons so lief het hy nog steeds besluit. Ek het hierdie mense so lief, ek wil nie hê hulle moet vergaan. Yes. Ek wil hulle hoop gee. En wie wat, hy stuur sy seun en hy sê die mens is so besig nadat hy die mens uit die tuin uitgejaag het en die mens moet self gaan werk vir homself in die grond en alles gedoen het. En die mense kom en die mense sondig nog steeds, want sonde het in die wêreld ingekom. Sonde en sonde en sonde. En die Here sê, iemand moet betaal. Iemand moet betaal vir die sonde. En ek is moeg vir hierdie bokkies en lammetjies, want dit kan nie die sonde wegwas nie. Ek soek iemand wat kan betaal vir dit, en Jesus sê, hier is ek. Amen. Stuur my. En God het hom gestuur. Maar ek wil vir jou gou sê, daar's baie mense wat dood is. Baie mense. Mense wat hulle genoem het, dit is die nuwe priester, dis die nuwe Here, dit is die nuwe een. Hulle almal is nog steeds in die graf. Dis net Jesus wat opgewek is. Hy is die enigste wat lewe. Hy is die enigste een wat ons hoop kan wees. Maar ek wil vir jou sê, verstaan ons,
Wat beteken hoop? En ek wil vir jou graag net lees so in 'n opsomming dat ons almal kan verstaan. Hoop is iets wat jy vra vir die Here, en ons praat hierdie hoop. Ons praat Christelike hoop, geestelike hoop. Dit is iets wat jy vra vir die Here wat jy nie sien. Yes, amen. Jy kan dit nie sien. Daarom hoop jy vir dit, maar jy hoop in Jesus dat dit sal deurkom vir jou. Ons het gebid vir baie mense wat siek is. En ons hoop op Jesus geplaas dat hy hulle sal gesond maak, want dit is nie ons wat dit gesond maak nie, dit is Jesus Christus wat hulle gesond maak. So ons hoop is daar. Baie het gesond geword, maar dit is nie altyd die Here se wil om jou gesond te maak. Daarom bid ons in die woord en ons leer dit by Jesus Christus. As dit U wil is. As dit U wil is. Hy leer ons. Die disippels vra, Jesus, leer ons bid. Hulle vra nie, leer ons wat om te doen, hier te doen, daar te doen. Leer ons bid. Want gebed is die kommunikasie tussen ons en God. En gebed is ook 'n luistertydperk wanneer jy moet luister, wanneer jy met God gepraat het, wat antwoord hy. En Jesus sê vir hulle, as julle bid, moet julle so bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, nie my wil. Nie my wil nie. Ek hoop dat God se wil sal geskied in my lewe. Dit wat ek nog nie sien. Jesus, my oomie Jesus, is in die tyd van Getsemane. En hy sê vir die disippels, bly hier. Ek gaan daar wees. So klip gooi weg. Ek gaan nie alleen loop praat nie. Ek gaan met my Vader praat. En hy sê vir sy Vader. Pastoor Jackie, hy sê vir sy Vader. Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker verby my gaan. Nie my wil, U wil. Nie wat ek wil hê nie, maar wat U wil is. En een van die groot, as die woord reg is, die wille van die Here, die wil wat die Here wil hê, is Johannes 3 vers 16. Amen. Ek wil vir jou lees in die woord van Hebreërs 11 vers 1, wat sê die Bybel is geloof. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En bewys van die dinge wat ons nie sien. Yes, amen. Ek wil vir jou sê, geloof is die vaste vertroue. Halleluja. Ek sien niks nie, maar in my geestesoog sien ek, hoe is hierdie persoon genees? Ek sien hoe kom die Here deur vir my, dit wat ek vir hom vra. Ek sien dit, Here, as dit U wil is, want as ek in sy wil bid, sê hy, en jy sal kry. Amen. Anders sy wil. Ek kan nie vir hom bid, gee vir my nog 'n karretjie nie, ek het reeds 'n karretjie wat daar nie wat is, maar ek wil net nie hê vir van hom. Maar as jy vir hom bid en sê, Here, my kan het gebreek. U sal hom om reg te maak, U sal U my help asseblief. Want ek verkondig die woord, ek ry met hom rond. Ek gaan besoek die siekes soos wat jy gesê het, ek gaan lê aan vir die siekes, ek gaan verkondig die woord van God in Kaïro, ek het 'n kar nodig, sal God voorsien as dit sy wil is. Halleluja. In Jakobus staan die woord geskryf, ons bid, maar ons ontvang nie, want ons bid verkeerd, want ons wil bid vir dit wat ons uit kan skop. Jy sien, ek en jy moet op 'n punt kom waar ons verstaan, hoekom is ons op die aarde, ons is nie hier vir ons plesier nie. Yes, my God. Ons is hier om God te aanbid, om God te eer en sy werke te doen wat hy voorberei het. Dis die hoop. Maar ek wil goed kom by hierdie stuk en nog verder vir ons lees die woord van God. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En ek wil hê jy moet dit onthou, want ons gaan verder praat oor die woord die hoop.
2 Korintiërs 5:7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. En hier kom 'n awesome Psalm versie. Psalm 147 vers 11. Die Here het in welgevalle in die wat hom vrees, wat op sy goedheid hoop. Halleluja. 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 Hoop jy? Ek gaan vir jou sê waarin, op wie is my en jou hoop? Op wie hoop ons? Ek hoop op die bouer om by my te kom bou, hy daag nie op vir werk en sy 'n bouer kry. Ek hoop op iets wat hier by die werk moet gebeur, maar die mens het my getrok. Maar wanneer my God in Jesus is gered, dan moet ek verseker weet, as dit volgens God se wil is, sal hy vir my gee, op sy tyd. Miskien nie op my tyd nie. Miskien kom die Here, hy gee vir my nog meer as wat ek gehoop het. Amen. Glory. Ek wil vanmôre ook die mens is iets snaaks. Ek dink soms die Here lag baie vir die mens. Ek dink so. Die mens sê vir die Here wat om te doen. Ons wil die Here baie keer manipuleer. Ja. Ons wil vir hom sê wat om te doen. Ons wil vir hom sê hoe dit moet wees. Die skepsel vertel die skepper wat is reg en wat is verkeerd. Ek wil vir jou sê, maak nie saak wat jy voor bid en hoop nie. Jy kan nie God manipuleer nie. Ja. Jy kan nie vir hom sê, Here, ek hoop op U en dit moet nou gebeur nie. Ek wil net vandag sê, ek het nog so 'n paar weke voor my rugoperasie, het ek kliphard gepraat en gesê, ek sal nooit aan my rug laat sny nie. Want daar's altyd mense wat kla, die rug het nooit reggekom nie. Hier loop ek vandag. Die Here het vir my net dit gesê, jy loop besering is so kwaai, jy sê nie. So vertrou op my. Amen. Sit my hoop in my. En ek het. Ons het gebid vir ons Karel en ons hoop was in Jesus Christus. Hy's hier. Amen. Halleluja. Van die ICU en hy sit hier weer. Amen. Ons het dit oor sy God is so good. Ja. Ons moet baie keer vir hom die eer ook gee. Halleluja. Amen. Ek en jy kan baie lesse leer uit die woord van God, maar ek wil vir jou net hierdie stukkie gee oor die hoop wat ons het en dan wil ons God manipuleer, dit moet so wees. Die woord in Jesaja 55 vers 8 en 9 sê, en hier praat die Here deur die profeet, hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes. Amen. Glory. Julle wee is nie my wee nie, spreek die Here, nie die pompies nie Jesaja nie. Hy sê, dis ek die Here jou God wat so spreek. Amen. Hy's 'n God, hy's nie ons wat gelyk het nie. Hy's ver hoor. Halleluja. Die woord sê die mens hy sê, die woord sê die Here het ons weinig minder gemaak as die engel. En God is bo in die engel. So ons kan nie vir God vertel wat ons wil hê. Yes, my God. Amen. Spreuke 19 vers 21 sê, baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Ek en jy maak baie planne, ons wil dit so doen en so doen en so doen, maar God sal dit sy wil geskied. God sal sy wil geskied. Yes, amen. Soms bring die Here dinge op my en jou pad, om ons op 'n ander pad, wat ons wou gegaan het, te laat vermy. Ja. Want daar kan erge dinge gebeur. Ek wil net dit sê, met my noodoperasie, ek moes gegaan het, die 22ste Julie vir 'n rugoperasie, dis geboek, dis alles daar, ek sien so uit, ek wil eintlik voor die operasie sal gaan slaap.
dat dit kan regkom en die pyn kan verbygaan en ek weer alright kan loop. Dankie Here daarvoor. Die 19de Julie is ek in vir 'n noodoperasie. Want die Here het geweet en ek glo dit. As hierdie noodoperasie nie plaasgevind het voor die rugoperasie, sou ek dit nie gemaak het na die rugoperasie. Yes. Dit was te erg. Dankie Here, ek glo dit nog. Halleluja. Dit is 'n lopende, lewende getuie. Die woord van God sê in Romeine 12:1, ons moet wees 'n lewende, heilige, en ons God 'n welgevallige offer. Dit is ons redelike godsdienst. Yes. En ons het getuie wees. Dat daar is hoop. Of dit nou hoop is hier, of dit hoop is in Kaïro, of dit nou hoop is in Amerika, ek gee nie om nie. Ek wil sê daar is hoop. Amen. Hier staan hy. Die een wat gehoop het op Jesus Christus, daar is 'n bewys dat Jesus lewe. Amen. Halleluja. Die woord hoop kan ons ook verander na ons verwag. Ons verwag. Ek hoop op Jesus dat hy moet deurkom. Ek verwag dat Jesus sal deurkom en ek moet gevra vir sy wil. Ek moet net geduldig wees, want hoop, die woordjie hoop, het alles te doen ook met die vrugte van die Gees. Yes. Geduldig wees. Ja. Met liefde op ontwag. Maar hier kom, ek sien nou nie oom na, as is om Jesus spesiale vraag voor. Ek het 'n vraag wat ek wil vra. Want nie my antwoord. As ons buitekant toe gaan, as ons in hierdie gemeente of ander gemeentes moet vra vir mense, moet vra, op wie is jou hoop? Op wie is jou hoop? Gaan ek jou garantie, die meerderheid mense gaan sê, en hulle gaan sê, Jesus is my hoop. Die Here is my hoop. Maar hier kom die sjokker vraag. Hoekom is die Here jou hoop? Hoekom hoop jy op die Here? Hoekom hoop koos op die Here? Ek wil vir jou gou sê, dis 'n kwaai vraag, en ek dink daai selfde mense sal ons 'n sjokker van 'n antwoord gee op 'n ding van hulle. En dit is wat ek vir jou wil kom sê vanmôre. As so veel net voor hy weg is op vakansie, hy en vroukie, het hy so getak aan hierdie woord. Toe kom ons in 'n pastoor vir ons die oggend en aanddiens hou. En die teks staat so op die woordie van hoop. Hierdie woord vanmôre is paardvol. Die finaal van hoop. Hoekom hoop ek en jy in Jesus? En ons kry daar's baie plekke waar daarvan praat, maar ek wil net hierdie paar besonderhede, hierdie paar verse uithaal uit die woord van God uit om vir jou te sê hoekom ons moet hoop in Jesus. Ek lees vir jou, hier kom Paulus, smart ou daai. Ek is al met hom gesels op. Paulus leer vir Timoteus, en hy skryf vir Timoteus, en Paulus verklaar die volgende in 1 Timoteus 1 vers 1. En hy sê, Paulus, dis nou ek wat die brief skryf, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God ons verlosser, en van die Here Jesus Christus ons hoop. Hy verklaar hier aan Timoteus, ek leer jou. En so leer hy ook van ons wat die woord agterna lees. Jesus Christus ons hoop. Hy is die enigste een wat lewe van almal wat dood is. Paulus gaan verder, hy skryf aan Titus was 'n Griek. Nou die Grieke het ons, hy het nie gode gehad. Hulle het ons hulle eie gode gehad, die Grieke.
Maar hierdie Titus het sy geloof verander na die Christen geloof. En Paulus skryf vir Titus, en hy sê vir hom, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en verlosser Jesus Christus. Hier kom Paulus en hy skryf vir Titus in baie fancy mooi woorde. Hoekom moet ons hoop op Jesus Christus? Ons gaan nou lekker gesels. Paulus skryf aan die gemeente van Thessalonisense. Hy skryf in 1 Thessalonisense 4:13 tot 14, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Die ontslapenis is die mense wat alreeds dood is. Of jy moet so sê, wanneer jy gaan lees in die woord van Levitikus, dan sien ons dat mense wat dood is, het geen benul wat meer op die aarde aangaan. Hulle is nie hier nie, net hulle afgestort, maar asof lyke is nie. Hulle geeste is hier op die aarde. Ons kan dit maar gaan lees. So wanneer iemand aan jou verskyn wat van jou afgesterf het, wat bekend is, tyd nou, dis nie hulle. Meer 'n woord aanvaar wat hulle vir jou sê in 'n droom. Hy skryf hier verder, hy sê, ek lees gou weer van voor, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Paulus kom. En hy sê, jou hoop in Jesus Christus is van so aard, dat jy sal glo, wanneer jy sterwe in Jesus, wanneer jy sterwe as 'n kind van die Here, hy jou gaan opwek om vir ewig en altyd saam met hom te wees. Jy moet hoop in Jesus, as kinders van die Here, want ek wil nog iets goed vertel, die wêreld, iemand wat nie aan die Here behoort, en hoop nie op Christus. Hy hoop nie op die Here. Paulus skryf aan die gemeentes van Korinthe. En hier kom, dan ons dit op die bord kry, as ek nie van daai ene miskien vir almal te sien, 1 Korintiërs 15 vers 19. Ja. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Paulus is kwyt die werk nie. Maar soms is ek nie lekker om te gooi met klippe. Paulus sê, as ons net in hierdie lewe hoop, dat Jesus ons sal gesond maak, dat Jesus aan ons sal voorsien, dat hy ons sal beskerm, net in hierdie lewe, is ons van die nagmaakligste mense. Hoekom sê hy so? Want daar is nog 'n lewe na hierdie lewe. Is nog 'n lewe na hierdie lewe, so Jesus kan nie net ons hoop in hierdie lewe wil wees, dat hy sal voorsien. Daar is nog 'n ander lewe. Petrus kom en Petrus leer ons die volgende, kan ons hom op die bord kry, 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. Asseblief. Hy sê, en ek lees ons 1 Petrus 1 vers 3 tot 5, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is, vir ons wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot saligheid wat gereed is, om geopenbaar te word in die laaste tyd. Petrus kom en Petrus sê dit nog weer in ander woorde presies dieselfde. Hy sê, daar is 'n hemel waar Jesus in woon. En hy het gegaan om vir ons plek voor te berei, sodat wanneer God die Vader sê, dis nou tyd om my bruid te gaan haal, of wanneer dit my en jou einde is en ons lewe hier is verby,
sal ons saam met Jesus opgewek word, om saam met God en Vader en Jesus te bly neem. Dis hoekom ons moet hoop op Jesus. Halleluja. My hoop is op Jesus, dat hy het beloof. Al sterf ek nou, al word ek nou begrawe en ek is dood, dan weet ek verseker, wanneer Jesus kom, dan gaan hy my opwek en ek gaan saam met hom wees vir ewig. Dis die goeie nuus wat ek jou kan gee. Maar ek het ook slegte nuus. Luister baie mooi. As jy nie 'n kind van die Here is nie, gaan jy ook opgewek word. Maar nie om saam met Jesus te wees nie, maar om in die hel vir ewig en ewig te brand. God se woord sê waar die wurms nie op hom vreet nie. Daar waar die pyn nooit verbygaan nie. Daar waar die vlamme nooit uitgeblus word nie. Dis die slegte nuus. Maar saam met daai slegte nuus is daar nog hoop. Jesus Christus, terwyl ons asemhaal, kan hy jou gesond maak, jou geestelik gesond maak. Jy het nog kans as jy asemhaal, om jou hart vir die Here te gee en vir hom te leef. Ek en jy ken nie die dag van môre nie. Ek en jy weet nie of ons dit gaan maak huis toe vandag nie. Daar's baie mense wat vanoggend hulle oë oopgemaak het gekry, maar nie in hierdie lewe nie. In die ewige lewe, en dit was nie saam met die Here nie. En dit is te laat nou, jy kan skree en soebat en smeek. En ek sê dit vanmôre vir jou, as jy een van hierdie muis kan vat, en jy sak dit in die hel af vandag, gaan jy baie keer hoor, Here vergewe my, ek is jammer, ek het nie geluister. Maar dit is te laat. Of vir my en jou lees. God se gees is die Heilige Gees, is 'n lewende makende gees. En jy vir ons op die bord sit, Handelinge 24, vers 14 tot 16 asseblief. Kyk wat sê Paulus is in gevangenskap geneem deur die Jode, God se volk. Dieselfde mense wat Jesus had gesê het, Here, hier is palmtakke en 'n donkie, ry op die donkie in die stad en ons juig en ons jubel en ons alles. En hulle is dieselfde mense wat 'n paar dae of wat jy daarna geskree het, kruisig hom. Hier kom Paulus en die Jode neem hom in gevangenskap. Luister wat sê hy, hy kom voor by 'n karakter met die naam van Felix, gouverneur Felix van die Romeine. Die Jode bring hom na hom toe, want hy moet nou besluit. Is Paulus skuldig, want hulle wil hom doodmaak. Hierdie karakter staan, hierdie karakter Felix is daar, en Paulus kom en Paulus sê vir hom hierdie volgende woorde. Hy sê, maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg wat hy hiervan praat is die evangelie van redding en hoop wat Jesus gebring het. Met ander woorde, die Christen geloof nou, die Nuwe Testamentiese kerk, daar is redding, daar is hoop. Jy hoef nie hel toe te gaan, jy hoef nie, daar is hoop. Paulus sê, hy sê, so die God van my vaders, dien hy so deur daardie evangelie, want hulle noem dit 'n sekte. Hy sê verder, hy sê, terwyl ek alles glo wat in die wet en in die profete geskrywe is, en in hoop op God het, en hoop wat hulle self ook verwag, luister, verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges, sowel as onregverdiges. Met ander woorde, hy sê, ons almal sal opgewek word. Ons wag vir daai dag, dat ons almal opgewek sal word. Of ons 'n kind van die Here is, en of ons nie 'n kind van die Here is nie. En Paulus sê verder in hy laaste sinnetjie, sê hy, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Dawid sê, skep in my 'n rein hart, o God. Stem in my, gee in my 'n rein hart, Here. 'n rein hart.
Hoekom? Ek wil nie afdwaal van die Here nie, want hy kan my enige tyd my lewe eindig. Yes, amen. Hierdie lewe het hy vir my gegee, nie om te hou vir altyd nie, maar totdat my doel op aarde weg is. Paulus sê, hulle wat my gevangene geneem het, hulle het dieselfde hoop. Dis die hoop wat ek vir hom het. Dat daar is hoop, dat ons eendag opgewek sal word, maar as ons kinders van die Here is, dat ons opgewek sal word, om saam met die Here te wees vir ewig, vir altyd en ewig. Miskien is daar mense wat hier sit vanmôre, mense wat dit gaan hoor, mense wat dit gaan sien op social media. Wat miskien die binnekant nie oké is nie. Dit lyk miskien oké, want jy sit maar op 'n gesig. As iemand vir jou vra, gaan nooit dit gaan doen. Gaan doen. Maar met God ken die hand. Net God ken jou gedagtes. God ken jou leefwyse. Ek wil goed vir jou iets gesê. Wil jy vertel? Baie bekend in die Bybel. Baie bekend in die Bybel. Petrus wat op die water loop. Yes, man. Hulle is in hierdie bootjie, ons ken ons daai verhaal, hulle is in die bootjie, die winde waai en die water is skwyk, weet jy van julle wie al diepsee toe gegaan het, dit kan erg raak aan buitekant, en hulle is op hierdie luik, en dit is groot branders en groot, wat het jy daar, en dit is 'n gevaarlike ding, en iets kom Jesus aangeloop, en hulle dink hy's 'n spook, en hier kom Petrus, en hy sê, Here, as dit U is, sê vir my ek moet kom, beveel my ek moet kom. En wonder hoekom het jy my vraag gevra? En wonder hoekom het Petrus hier skielik besluit? Dis ons nou lekkerder in die boot, as om op die water te loop. Hoekom het hy vir die Here gevra, Here, as dit U is, wil hy vir die disippels gewys het, wat geloof is. Wil hy vir Jesus gewys het, uiterlik, wat geloof is, ek weet nie. Maar kyk wat gebeur. Hoe groot moet sy hoop en geloof in Jesus gewees. Op daai oomblik. Hy is nog binne die boot. Jesus, as ek eers sê vir my, ek moet kom. Jesus sê, kom. Dus ek dink op baie oomblik toe Jesus sê, kom, en hy miskien gesê, ek loop maar regtig, dit is Jesus. En hy klim uit en hy begin loop. En net soos die vyand is, hy sê hier op sy skoudertjie, as jy seker is Jesus, jy het hom net gevra as dit U is. Dit kan net so maar iemand anders so doen, kan net so 'n spook wees. En hy bring die twyfel. Nie net jy sê, kyk hier die winde, hoe waai dit die waters, hoe hoog bring die waters. En Petrus, soos ons weet, neem sy oë van die Here af, en hy begin sing. Kyk hier die mooi stukkie, wat ons soms so bietjie mis het. Hy roep nie vir sy chommies in die boot en sê, gooi my life jacket. Hy sê nie vir my chommies daar in die boot, hey, kan julle sien ek sing, ek sing nie, kyk julle wat julle nie meer oor my nie. Gooi my 'n tou, nee. Hy is ook nie seker. Jong, ek sing dan nou, ek het geloop, is dit dan nou Jesus nie, want hy sê ek moet kom, en nou sing ek, wat gaan aan? Hy roep uit, Here, red my. Hy roep nie na sy vriende, my chommies red my nie, want die mens vandag hardop na die vriende toe, na die bankbestuurder toe, na die ou toe, na hierdie ou toe, en dan, okay, niks werk nie, ag, Here, hier is ek nie voor. Waar is jou hoop? Van die begin af, waar is jou hoop? Jou leefwyse en my leefwyse moet die heel pad die hoop wees in Jesus Christus. Want hy is die een wat ons nou kan help, maar hy is ook die een wat kan vir hoe kan ons hel toe gaan.
kom Jesus en Jesus sê, dis my arm. Jesus steek sy arm uit. Wie wat sê Jesus vir hom? Petrus, jou klein gelowige. Daarom sê die Here, as ons geloof maar net kan wees, soos 'n mosterdsaad. Klein, maar sterk as 'n groot is. Amen. Here sê jou klein gelowige, wat leer ek daarby? Vir my leer ek daarby, my geloof kan klein wees, solank my geloof nog daar is God nog steeds daar om my te red. Vir jou wat langs op in die kruis gehang het, die een wil niks met hom te doen gehad het nie. Die ander het gesê, Here, dink aan my. Dink aan my. Halleluja. Hulle klim terug in my bootjie. Ek weet nie of Jesus vir Petrus gedra het nie. En of hulle saam geloop het op die water nie. Maar hulle klim in die bootjie, Jesus by hulle, en hulle vaar oor na 'n plek toe die oorkant. Jong, is 'n groot naam. Ek wil dit ook net probeer sê. Genesaret. Ek hoop ek spreek dit reg. Genesaret. Hulle kom maar by Genesaret. Het hulle toe voor dit, het die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, gekom stilletjies. En maar, want sy was ons maar uit, buite kan die dorp uitgesit, en sy raak aan Jesus se soon, en sy word gesond deur haar geloof en die hoop wat sy gehad het, dat sy sal gesond word. En hulle vaar oor en hy sal se vorm net gaan lê en ek kom by daai plekkie in Nasaret. En die mense hoor, dit is Jesus wat geland het. En hulle gaan roep al die mense oor die hele land daar, die streek daar. Ek wil vir julle lees. In Matteus 14 vers 34 tot 36. En hulle het oorgevaar en in die land Genesaret gekom. En die manne van daardie plek het hom herken. En in daardie hele omtrek uitgestuur en almal wat ongestel was na hom gebring. Luister hier, hy sê, en hulle het hom gesmeek dat hulle net maar die soem van sy kleed mag aanraak, en almal wat dit aangeraak het gesond geword. Die tweede geval in die woord van God, waar mense sy soem aanraak. Want hulle geloof in Jesus Christus het gekom van 'n getuienis van 'n vrou. Amen. Het gekom van 'n getuienis van 'n vrou af. Weet jy, my hoop en my geloof was alles in Jesus Christus. En ek het dan sy soem geraak en alles is verby. En daar staan dit geskryf. En hulle het hom gesmeek, Here, my hoop is so groot, U hoef nie 'n vinger te verroer nie. Ons wil net aan die kledingstuk raak. Die soem van alle plekke wat hierdie stof en al die goede gaan, die veiligheid, alles is veilig. Ek wil net raak daar. Dis die soem. Amen. Dis die soem Halleluja. van sy kledingstuk. Amen. Lees dit, Yes, my God. glo dit Halleluja. en hoop dit. Amen. En jy sal gered word. Halleluja. Halleluja. Miskien is jy vanmôre, ek sluit af nie. Miskien is jy vanmôre iemand wat net wil sê, Here, red my. Miskien kan dit kan. Miskien is jy vanoggend net iemand wat wil sê, Here, ek het die soem. Halleluja. Here, miskien is hier iemand wat wil sê, Here, ek is moeg. Ek is moeg gesukkel. Ek arbei van bakpoort na stuurboord en niks kom reg nie. Here, ek wil my hoop in U plaas. Miskien is iemand vanmôre wat sê, ek weet nie. Ek beklei dag en nag en niks gebeur nie. Miskien is daar iemand waarvoor jy wat instaan, wat siek is, wat genesing kort.
Ek wil hê ons moet ons oë toemaak. Ek gaan vir die mense vra, kom vorentoe. Ek kan nou nie so loop van bank na bank nie, maar ons wil vir jou bid. Kom net uit, sê vir die Here, Here, hier is ek. Ek wil nie weet, die Here ken jou probleem. As jy siek is, olie, ons gaan jou salf, en ons gaan bid vir jou, en ons gaan die Here vertrou, en ons gaan die hoop op die Here sit. Ek wil net vanmôre vir jou sê, as gevolg van ongehoorsaamheid, in die tyd van Eden, wat God gesê het, moenie eet van hierdie is die mens uitgegooi. Moenie dat ek en jy tot sterwe kom, wanneer ons voor die breek, of voor die regterstoel van God kom staan, dan gaan hy ons uitgooi na die hel toe. Kom staan op die wat al gebid het, kom staan nie voor, nie staan ons. As jy vir iemand wil instaan kom. Ons wil vir jou bid, die Here sê bid vir mekaar. Ek wil vandag vir jou sê, die woord van God sê, as jy skaam is vir my, en jy openbaar, gaan ek skaam wees vir jou voor my Vader. Maar vanmôre vir jou sê, jy hoop, daar's kans in jou lewe om reg te maak met die Here. As jy miskien gebackslide het, as jy miskien die Here aanbid het vir die Here en jy hom op 'n kol weggestoot en jy voel daar's die vyand kom en die vyand sê vir jou daar's nie hoop vir jou nie. Dis 'n leuen, ek wil vir jou vertel daar's hoop. Die hoop se naam is Jesus. Halleluja. Sy naam is Jesus. As hy jou aan die kruis kon gered het, as hy my gered het, as hy baie van die ander mense kon gered het, kan hy vir jou ook red. Moenie dat die Here jou kom haal. En jy is nie reg nie, want as jy gesterf het, is daar nooit weer omdraai kans. Pastor Jackie, kan jy kom help ons bid? Ons bidders wat daar was, buitekant by ons Great Drive, kom ons bid. Dis die mense wat wil bid vir siek. Dit staan vir iemand, gaan jou olie, gaan jou olie. As ek kom, ons klaar gebid het, dan kan iemand gaan sit. Met die salf jou, die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Here. Here,
Glo dat die Here die saad wat gesaai is in jou woord sal in jou hart sal dit groei. Jou en jou meisie dat dit sal groei. Toe ek in Transnet gewerk het op die treine was dit vir 'n tydperk van wel 25 jaar my spesiality om insidente te ondersoek. En ek het geleer oor al die jare om insidente te ondersoek, dan kom 'n mens by 'n bevinding wat het verkeerd geloop. En ek het geleer in daai 25 jaar dat daar is 3 basiese vrae wat gevra word. Die eerste ene was, is daar 'n reël wat hierdie omstandighede cover? As daar 'n reël was en die antwoord is ja, dan gaan ons na die volgende vraag toe. Die volgende vraag is, was daardie reël bekend vir die persoon of persone involved? En as die reël bekend was, en ons die volgende vraag, die laaste ene gevra, was die reël nagekom of nie? Ek het hierdie woord, die woord van God, werk min of meer op dieselfde prinsip. Hier is die woord, as jy gehoor het, en as jy geweet het van hom, daar is hierdie woord wat sê, jy gaan eider hemel of hel. As jy dit weet, en jy kom nie die woord na nie, gaan jy nie die hemel na. Hierdie woord van God is 'n liefdeswoord. Hy wil nie hê, jy moet hel toe gaan nie, want hy het die hel gemaak, nie vir die mens, maar vir die duiwel en sy gevalle engele, so hy weet presies wat in die hel aangaan. Hy weet hoe bitter gaan dit wees. En dit word nie aangeraai om hierdie woord te ignoreer. Vir baie jare, as hoe naas, hallo naas, yes, ek gaan nie so ver sê, maar by jou denk ek, ek wil vir jou sê, ons het nog genade tyd, maar wanneer ons die dinge daar buite kan sien gebeur, is dit geskrywe in die woord van God. En ek en jy, om in die hemel te kom, moet ons gereed wees, soos Paulus sê, in die woord wat ek gelees het. Ek hou my reg elke dag. Elke dag. En ek weet nie wanneer my Skepper my gaan kom. Dis sy asem, my.
verby is my tyd nie verby. Ek sê dit altyd en ek sê dit baie, want Paulus sê so, ek wil liever by die Here wees as in hierdie wêreld, maar as ons werk moet dit doen. Solank as die Here my die tyd en asem gegee om die werk te doen, dan sal ek dit doen. Ek stel nie meer belang in die wêreldse dinge, ek weet nie van jou nie, maar maak jou keuse as jy nog nie jou keuse gemaak het. Maak dit doen, en onthou, as jy gesondig word, daar is 'n woord wat vir ons help om te sê, in Johannes 1:9, God sal ons vergewe as ons kom en ons sondes bely. Mag julle almal 'n geseënde middag hê. Ek wil vir ons afsluit dan vir ons vir die aand om vir ons laaste te sê. Kom ons sluit ons oë vir die Here. Hemelse Vader, ons kom in die naam van die Seun Jesus. Die woord is waar en die woord sê, hy sit aan die regterkant van u, die regterhand van u, my Vader, op sy troon. En hy wag vir u om die woord te spreek, om sy bruid te kom haal. En Here, ek bid, en ek vra dat die Heilige Gees in ons harte sal werk. Dat ons sal begin besef, daar is net een hoop en sy naam is Jesus. Halleluja. Here, ek bid, dat die deur die Heilige Gees en elkeen wat hier is vanmôre en vir hulle wat luister, op social media, Here, dat u vir ons genade sal gee om reg te maak dit wat verkeerd is in ons lewe. Here, laat ons sal hardloop na u toe, my God, nie eers loop nie, want tyd is min. En ons ken nie die dag van môre nie. Here, ek wil vir u vra as dit u wil is. Doen dit wat ons vir u vra vanmôre. Terwille van u Seun Jesus. Want alles het gegaan oor hom. Alles is gemaak terwille van hom. Vir hom. En ek vra dit alles in die naam van Jesus aan. Here, ek vra dat die Heilige Gees die naprediker sal wees. En ek vra my God dat die saad wat geval het op goeie grond, wat u voorberei het sal geplaas word. Want net u kan dit doen. Dankie vir dit wat u vir ons gee. Dankie Here my God. Dat ons hoop het in Jesus. Daarom vra ons dit in die naam van die Seun Jesus. Halleluja. Amen. Dankie. Geliefdes, kom ons staan en ons sing vir die koning. Hy is ons hoop. Amen. Sing vir die koning, want hy is
so dan ontvang ons die seën. Die Here. Mag die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van sy Heilige Gees saam met ons wees tot ons leer Amen. in Jesus naam. Amen. Gaan in die vrede van Jesus Christus.